Die vroeë kerk het die gebruik gehad om veral op Paasondag grappies te vertel. Ek dink dis 'n oulike gebruik. Grappies wat vir die wêreld gewys het dat met Christus se opstanding God die duiwel 'n poets gebak het. Want die duiwel het gedink hy het gewen. Hy was grootbors oor sy oorwinning en het met 'n glimlag gedog, hy het die laaste woord gespreek. Maar die opstanding is 'n bewys dat wie die laaste lag, die lekkerste lag. In daardie lig wil ek dit waag om vanoggend 'n grappie te vertel, te deel met julle. Ek weet nie of julle gehoor het van die ou, hy het 'n besigheid oopgemaak en toe stuur een van sy vriende nou vir hom van die bloemiste af, ruiker, 'n bos blomme, om nou vir hom te seën. Maar die kaartjie wat saam met die blomme kom, ontstel hom so 'n bietjie, want dit is 'n kaartjie wat simpatie met hom betoon. En hy verstaan dit nou nie lekker nie. En terwyl hy so wonder oor hierdie snaakse vreemde boodskap wat sy vriend vir hom stuur, toe lui die telefoon. Dis die bloemiste. Sy vra verskriklik om verskoning. Sy het ongelukkig die verkeerde kaartjie by sy bosblomme gesit. Ag nee, dis alles reg. Ek is 'n besigheidsman. Ek weet van sulke foute, alles reg. Jy's vergewe. Sy sê nee, maar jy verstaan nie, ek is verleë. Ek het jou kaartjie begrafnis toe gestuur. Ja, sê hy, nou wat het op daardie kaartjie gestaan? Wel, sy sê op daai kaartjie staan, veels geluk met jou nuwe plek. Ja, die opstanding bewys dat wie die laaste lag, lag die lekkerste. Ons het gekom om die Here in sy eenheid te aanbid in sy oorwinningsgestalte. Hy wat op die troon is. Kom ons buig voor hom in aanbidding, kom ons bid saam. Hy wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Here, U het opgestaan. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Here, U het waarlik opgestaan. Amen. Gemeente van die Here, geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus, die oorwinnaar oor die dood en hel, en dit alles waar gemaak, kragtig bewerk in ons lewe deur die Heilige Gees. As jy jou Bybel saam met my wil oopmaak, is jy welkom by Lukas 24. Ons gaan dit ook vertoon op die skerm. Maar dit is altyd die eerste prys as jy jou eie Bybel met jou kan oopmaak, kan by die hand hou. Kyk, die dominee die waarheid praat. Terwyl julle naslaan, wil ek julle hom ook wys. Ek weet nie of julle die mooi blomme gesien, maar hier's method in die madness van mooi blomme. En ek wil net sommer ietsie wys van die simboliek. Die span wat dit gedoen het, sê ons moet asseblief let op die volgende. Julle sien die droë hout en die ruike wat iets van die ou lewe simboliseer. Die blomme en die groen blare uiteraard simboliseer 'n nuwe lewe uit die opstanding. Want blomme is vrolikheid, volmaaktheid, vreugde. Ons is bly oor ons redder wat opgestaan het en die dood oorwin het. Dan die oorwegende kleure hier is wit en geel of goud. Wit en goud. En dit is kleure van oorwinning en vreugde. Goud is ook 'n koningskleur. Jesus ons koning. En ons koning lewe, die geel wat gebruik is, beklemtoon die glorie van Jesus, sy heerskappy oor die dood. Die wit doeke, het julle almal gesien, simboliseer die doeke van die dood wat afgeval het en die graf gevind is. Die ryker wat hier agter my staan, julle het ook gesien, hier is een teen die muur hier agter, simboliseer die voorbereiding vir die uitstorting van die Heilige Gees, wat gaan volg kort op die Paasgebeure. Alles saam vertel 'n verhaal van feestelikheid en oorwinning. Ag, ek wou net hê dat julle saam my deel daarin. Dit is baie spesiaal, né? Dit is so kosbaar. Dankie vir Nikkie en sy span wat dit ook vir ons so voorberei het. Terwyl ons die Bybel so oophou, kom ons vra vir God om dit ook vir ons oop te breek. Opgestane Heiland en Here, ons aanbid U op hierdie blye dag in U oorwinningsgestalte
en opstandingsglorie. Ons maak die deure van ons harte oop vir U, die Erekoning. Wie is hy? Hierdie magtige koning, die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Here, ons herdenk hierdie dag waarop U die dood oorwin het en uit die graf uit opgestaan het. Ons sien al die blomme hier in die kerk. Ons is regtig bly en opgewonde oor U. En daarmee ons eie nuwe toekoms. Ons vier fees. Ons wil ook in hierdie oggend die skrif oopmaak en dit lees. En ons bid, lei ons asseblief in ons oordenking na die tuin van die opstanding, na die leë graf, om U, Here, aan te roep. Vir die grootste van die gawes, die lewe, gee ons onsself aan U om ons aan te spreek. Ook ons dank, aanbidding en ons liefde aan U Christus, wat waarlik opgestaan het. Amen. Lukas 24 vanaf vers 1. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurige speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor. Maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. Wie was hierdie hulle? Vers 10 sê, dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar die apostels het vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink en hulle die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop. Toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke en hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Tot sover. Lukas 23, die vorige hoofstuk, vertel vir ons van Jesus se verhoor, sy kruisiging, sy begrafnis. En dan sê Lukas vir ons daar in vers 49, dat al sy kennisse, sy vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, op 'n afstand bly staan het en die kruisiging aanskou het. Verder vertel Lukas vir ons 'n bietjie verder in vers 55 dat hierdie vroue wat saam met Jesus uit Galilea gekom het, hom gevolg het, sy liggaam ook tot by die graf. Daar was sy liggaam neergelê in die graf. Met ander woorde, die eerste getuies van die oop graf moes eers Jesus se kruisiging en sy begrafnis aanskou. Lukas wil vir ons daarmee geen twyfel laat nie dat Jesus regtig dood was. En nou lees ons daar in vers 1, teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle hierdie vroue na die graf gegaan met die geurige speserye wat hulle voorberei het. Al vier die evangelies stem daaroor ooreen dat dit op die eerste dag van die week was, afgespeel het. Die eerste dag is die dag wat volg op die Sabbat, ons Sondag, soos wat ons nou vandag hier bymekaar is. En soos net nou gesê, vers 10 spesifiseer nou hierdie hulle as die vroue Maria Magdalena, Johanna, een van die vroue wat uit haar middele vir die disippels en vir Jesus gesorg het. Daar's baie Marias. Hierdie Maria was Jakobus se mamma. En ten minste nog 2 vroue. Ek wil sê daar was ten minste 5 vroue hier by mekaar wat gegaan het nou met die speserye waarmee hulle Jesus se liggaam bebalsem.
verraai iets van die feit dat hulle verwag het om 'n dooie Jesus daar te vind. En dit is ook hoe Lukas hierdie verhaal begin met die voor die hand liggende. Jesus is dood en sy disippels neem aan dat hy dood bly. Hulle kom na die graf toe, die vrou, omdat dit is waar hulle gesien het Jesus se liggaam neergelê is na sy kruisiging. Hulle bring die speserye saam om sy liggaam te salf om behoorlik respek vir die dooies te betoon. Lukas sê vir ons, die ontdekking van die leë graf lei nog nie tot 'n verandering in perspektief nie. Hulle dink nog nie naaste by daaraan dat Jesus dalk opgestaan het uit die dood nie. Dit bring eerder verwarring, verwardheid. Liggame wat dood is, bly vermoedelik dood. Die beste wat 'n mens kan doen is om dit met respek te hanteer. En wie sou die groot klip weggerol het? Seer, rou, verwardheid. Vers 4 sê dit. Hulle was verward hieroor. Wat moet ons hiermee maak? Verder ontvang die vroue ook 'n boodskap wat lynreg indruis teen wat hulle weet waar behoort te wees. Waarom soek jy dat die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie, maar is opgewek. Wat die meeste tref is dat die vroue die opstanding net deur 'n boodskap beleef. Hulle word vertel dat Jesus opgestaan het, maar hulle sien nie die opgestane Here Jesus self nie. Wat hulle het is 'n woord, 'n boodskap, 'n getuienis as jy wil. En dit bring die Paaservaring ongemaklik naby aan my en jou, want dit is presies wat ek en jy ook het. Die woord, die boodskap van 'n opstanding. 'n Mens sou dink God werk anders. Dit sou tog soveel makliker gelyk het as die vroue by die graf gekom het en Jesus sien uitstap het in die lig van 'n nuwe dag. Dit sou soveel makliker gewees het as Jesus net eenvoudig in stralende heerlikheid aan ons verskyn het 2000 jaar daarna. En dit is presies waar ons situasie net soos die van die vroue op daardie eerste Paasoggend is. Ons ontvang almal 'n boodskap van die opstanding wat lynreg indruis teen wat ons glo waar kan wees. Die enigste logiese reaksie op so 'n boodskap is ongeloof. Ervaring het ons dan geleer dat die dood altyd wen. Die Paasboodskap sê Jesus leef. En wanneer sulke teenstrydige boodskappe bots, sulke aansprake bots, maak dit net sin om aan te glo in dit wat jy reeds weet en waarvan jy ervaring het. En dit is presies wat Lukas in die volgende gedeelte rapporteer, vers 8 tot 11. Die vroue bring hierdie boodskap van die opstanding na die disippels toe en hulle reageer, vers 11, soos wat mense wat logies dink gewoonlik reageer. Hulle het gedink hierdie storie is 'n onsinnige storie. Die vrou het nou weer iets in, of hulle so emosioneel hallusineer. Die Grieks letterlik lerostaremata, woorde van dwaasheid. Woorde van dwaasheid. 'n Mens wil amper sê, ag nee Lukas, wat se einde is dit nou hierdie aan jou groot en mooi verhaal? Hoe kan die verhaal van Jesus so eindig? In verwarring en hooploosheid. Na alles 'n ontstellende, hooplose einde. Die hele verhaal eindig met verwardheid en vrees. En nog erger as dit 'n opstandingsverhaal sonder enige verskynings van Jesus. Lukas, Jesus is dan die hoofkarakter in elke toneel van hierdie evangelie van jou. Elke keer in die middelpunt. Maar dan in die belangrikste toneel van hierdie hele boek, die opstanding, en Jesus is nêrens te sien nie. Maar die Paasboodskap begin hier te werk, deur ons onsekerhede uit te daag. Ervaring leer dat die dood oorwin en dat selfs die sterkstes daaraan onderwerp word.
Ervaring leer dat die lewe is wat jy daarvan maak, so gryp wat jy kan terwyl jy kan, want dit sal gou verby wees. En die boodskap vra, regtig? Regtig? Hoe kan jy so seker wees daarvan? Die dood is werklik, maar is dit finaal? En Jesus kry die lewe, die laaste woord. En hiermee roep die Paasboodskap my en jou weg van ons ou geloof in die dood na 'n nuwe geloof in lewe. Die bewering dat die graf Jesus nie kon hou nie, en die idee dat een wat so wreed dood is soos om gekruisig te word, nou opgestaan het, dit is so skokkend, so onlogies, dat dit jou laat wonder of dit enigstens moontlik is. Dalk moontlik. Die apostels was oortuig dat hierdie boodskap onsin is. Niks meer as 'n onsinnige storie, die leepraatjies. Dood is dood. En tog was die boodskap so ondenkbaar dat Petrus net moes gaan kyk het vir homself. Hy moes gewonder het, wat as dit waar is? Wat as? En ons teks eindig met Petrus se verbasing. Ja, ek dink ons het dit verkeerd vertaal, die Afrikaanse vertalings, want ons Afrikaanse vertalings wil dit hê dat hy verwonderd was. Maar ek dink dit was eerder, dis wat die Griek sê, hy was verbaas gewees. Vir wat? Die Message vertaling vertaal dit so. Ek dink is beter. But Peter jumped to his feet and ran to the tomb. He stooped, he looked in and saw a few grave clothes. That's all. He walked away puzzled, shaking his head. Kan dit nie verstaan nie. Lukas wil nog nie sê dat Petrus 'n oortuigde was nie. Ja, al sou die 11 later daardie dag soos 'n koor opgewonde aan die 2 Emmausgangers verklaar, die Here is werklik uit die dood opgewek, hy het aan Simon verskyn. Is dit steeds nie die einde van die drama, van die stryd tussen geloof en ongeloof nie. Jesus verskyn 'n bietjie later aan sy disippels en dan raas hy met hulle, berus by hulle oor hulle ontsteltenis en twyfel. Vers 38. Waarom is julle ontsteld? Waarom kom daar twyfel op julle harte? Vers 41. Raas met hulle omdat hulle steeds nie wou glo nie. Maar die Paasverhaal gaan verder, want God gaan steeds voort om die sekerheid van die dood uit te daag met die belofte van lewe. Sê gerus vir God in jou hart, dat jy dink, dit is buitensporig om te verwag dat enige iemand glo, dat Jesus kon opstaan uit die dood. Sê gerus vir God, dat jy glo die dood kry altyd die laaste woord. Niks hiervan is nuus vir God nie. Hy het dit al baie gehoor. Hy weier eenvoudig om dit te aanvaar. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Deur die lewende Jesus gee ek ook vir jou die gawe van lewe. Waarom sou jy dink dat ek enigiets minder vir jou sou aanbied? Ek wil vir so 'n oombliekie net teruggaan na die begin. Ek wonder nou nog hoe die vroue gedink het hulle by Jesus se liggaam sal uitkom. Ek meen, wie gaan die klip voor die ingang wegrol? Daai groot swaar klip. Markus sê vir ons in Markus 6 vers 4, vir al hierdie klip was 'n groote. Die klip is gewoonlik teen die helling afgerol na die ingang toe. So om dit te verwyder, moes jy dit teen die helling op terugrol. Nie iets wat 'n paar vroue sou regkry nie. As hulle dalk net 'n paar, kom ons sê 11 manne by hulle gehad het. Maar die apostels is nêrens te sien nie, dis net die vroue op hulle eie. En om op te vra kon 'n probleem wees. Want die Romeine het die doodstraf gegee vir enigeen wat 'n graf plunder of 'n liggaam sou verwyder. So dit sou dalk 'n bietjie ongemaklik wees om na 'n vreemdeling toe te gaan en te sê, "Haai julle, kom help ons gou om hierdie klippie weg te rol." So wat is die antwoord op hulle vraag? As hulle nou hier op pad na die graf gaan en dalk wonder, wie gaan vir ons die klip wegrol?
Hulle is op pad om dit te balsam, om te salf. Dit moes in hulle koppe gewees het. Wie gaan vir ons die klip wegrol? Die antwoord blyk baie belangrik te wees. Lukas vertel ons ook. Maar kan jy jou indink wat die vroue moes dink, wat hulle moes ervaar, hoe bang hulle moes gewees het? Dis voor die hand liggend dat hier 'n paar sterk ouens moes gewees het, of dalk nog binne in die graf is. En die vroue het hulle nie dadelik met die inkomslag raak gesien nie. Maar skielik het hulle, daar by hulle in die graf, 2 mans met glansende klere, Lukas is daaroor duidelik, wys vir ons die antwoord. Die vroue is te verstaan en verskrik. Dit was nie gewone mense hier nie, dit was hemelwesens, hemelse boodskappers. En hulle boodskap is ook nie 'n gewone aardse boodskap nie. Hy is nie hier, julle soek hom verniet in die graf. Hy is opgewek. Nogal betekenisvol. Vandag sal baie aanbiddingsleiers, dominees en pastore voor hulle gemeente staan en sê, Jesus het opgestaan. En dan sal die gemeente antwoord en sê, ja, Jesus het waarlik opgestaan. Want jy geweet, die Bybel sê dit nooit presies so nie. Elke keer as jy gaan lees in die Bybel, hy het opgestaan, dan is dit eintlik in die passiewe vorm. Letterlik beteken dit, hy is opgewek. Hy is opgewek. Ja, die Vader het hom opgewek. Jesus het gesag gehad om sy lewe neer te lê en dit weer op te neem. Johannes 10 vers 18. Maar belangriker is die feit dat God hom opgewek het. Dit is belangrik want dit wys dat God Jesus se offer aanvaar het. Romeine 1 vers 4. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Jy kan gerus daar die vers uit jou kop gaan leer. Romeine 1 vers 4. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Ja, hy was reeds God se seun, maar toe die Vader hom opgewek het, was dit 'n kragtige, aardskuddende verklaring van sy seunskap. Opgewek. Volgens Markus het die engel vir die vroue getroos en gesê, hulle hoef nie te skrik nie, ontstel te wees nie. Die dinge waaroor julle ontstel is eintlik dinge waaroor julle moet juig. Wat julle as 'n ramp sien, die graf wat leeg is die beste nuus ooit. Dink ek by myself, ja, soms is dit so pynlik wanneer God nie vir ons gee, dit waarna ons so desperaat verlang of soek nie. En ons besef nie dat dit is omdat wat hy vir ons wil gee soveel beter is nie. Markus 16 vers 6, moenie skrik nie, sê die engel vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergelê het. Dit is so betekenisvol, want hierdie engel laat geen ruimte vir die idee dat die historiese Jesus, die een wat regtig geleef het, en die Christus van die geloof, 2 verskillende goedes is nie. Die engel wys na waar die liggaam gelê het en sê, sien julle waar hy gelê het? Hy is nie meer daar nie. Hy gebruik die mees aardse menslike manier om na Jesus te verwys. Die een wie se liggaam nog tot onlangs hier gelê het, die man, hy is die een wat opgewek is. En wanneer hy sê, hy is nie hier nie, wat is die daar nie? Die liggaam, die ding wat begrawe is dieselfde ding wat opgewek is. Daar's geen plek vir 'n geestelike, nie fisieke opstanding nie. Maar wat Lukas ons veral dwing of nooi om raak te sien, is dat selfs al het die opstanding gebeur, is ons nog nie waar ons moet wees nie, totdat geloof gebeur het. Niemand verander nie, nie selfs nie die beste disipel nie, totdat daar geglo word. Waar bring die opstanding van Jesus jou voordat jy glo? Nêrens nie. En dit dwing ons om na onsself en ons eie vrese en twyfel te kyk. As daardie vroue nooit vir enige iemand iets gesê het nie, sou al die werk van Christus in 'n ramp geëindig het. Wil jy sê verniet gewees het? Wat is die oplossing? Die kern van die oplossing, dis waartoe Lukas ons nooi.
Glo die geopenbaarde woord van God. Jesus se woord is die bewys. Jy sien die groot klag wat mense oor Lukas se einde sou kon hê, is die feit dat daar van geen verskynings van die opgestane Christus vertel word nie. In die ander evangelies is die bewys van die opstanding hier en daar die apostels sien Jesus met hulle eie oë. So hoekom gee Lukas dit nie vir ons nie? As jy mooi luister, dan doen hy dit. Gaan terug na daardie kern wat hy sê, die boodskap van God deur die engele, vers 6. Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Dit is goddelike openbaring. Onthou wat hy vir julle gesê het. Hy het gesê dit sal gebeur en toe het dit gebeur. Jesus het dit self gesê. Wil jy die bewys hê van die opstanding? Dit is sonder twyfel die bewys op daardie oomblik toe Jesus dit vir die eerste keer geprofeteer het. Die evangelieskrywers het keer op keer gewys dat Jesus se profesie tot op die letter vervul is tot by sy kruis. As Jesus gesê het hy sal opstaan en aan die apostels verskyn, dan is dit afgehandel, dan sal dit so wees. En as God 'n engel, in hierdie geval 2 engele, uit die hemel stuur om dit te herhaal, dan is dit beslis afgehandel. Die verhale van Jesus wat aan die apostels verskyn het op maniere wat hulle lewe heeltemal verander het. Ja, dis oortuigende bewyse, maar dit is nie die beste bewyse nie, wil Lukas sê. Een ding wat ons by hom leer is dat die vraag of jy iets sal glo of nie afhang van hoeveel bewyse of getuienis jy kry nie. Maar dit daarvan afhang of jou oë oop is en of dit blind is. As jy geestelik blind is, kan Jesus wonderwerke voor jou oë doen en dit sal nie jou hart beweeg nie. En watter instrument gebruik God om blinde oë oop te maak? Die instrument wat die krag het om oë oop te maak, is die evangelie, die woord van God. Goddelike openbaring is meer betroubaar as wat ek en jy met ons eie oë kan sien. En skielik onthou ons ook wat God gesê het toe hy vanuit die hemel by die verheerliking gepraat het. Dit is my seun, luister na hom. Moses en Elia het verdwyn, selfs bo die wet en die profete, luister na my seun. Om Jesus te vind as die opgestane Here, begin by openbaring, om God toe te laat om jou oë oop te maak en te glo wat hy gesê het. Paasfees kan verwarrend wees. En om in die opstanding te glo is nie altyd maklik nie. Die vroue wat in die graf kom is van die begin af verward. En dit is die disippels hulle die vroue se verslag hoor, beskou dit as 'n dwaase storie. Ook die leier disipel Petrus is aanvanklik verward. He walked away puzzled, shaking his head. Eers later kom die disippels tot geloof nadat Jesus aan hulle verskyn het en hulle onthou wat hy vir hulle gesê het. Om in die opstanding van Jesus te glo, verg baie geloof en moed. Maar dan is daar die finale werkwoord van ons teksgedeelte. Ek wil julle gou daarop wys in vers 12. So 'n klein stukkie taallesie wat vir my iets laat oopval het. In daardie sinsnede. En hy Petrus het teruggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het. Wat gebeur het? Dis 'n opmerklike vervoeging van die Griekse werkwoordjie kegonos. En die slim ouens sê dit is die kern van die paasboodskap. Iets het gebeur. Dit gaan nie oor wat Petrus gedoen het of nie gedoen het nie. Dit gaan oor 'n gebeurtenis wat God bewerk het. Dit het gebeur in werklike tyd en in geskiedenis. God was aan die werk. En wat gebeur het was die opstanding van Jesus. Maar dit was groter as net die feit dat een man uit die dood opgestaan het, wat op sigself al 'n groot ding is. Die vroue wat aan die graf gegaan het, wat nie geglo het nie, wat onthou het en wat gaan vertel het. Dit alles het gebeur.
Maar dit is nog groter selfs as laasgenoemde. Wat gebeur het, is dat God aan die werk was, in Christus Jesus, om die wêreld met homself te versoen, net soos hy beloof het. Dat Christus die wêreld met homself versoen het, net soos wat hy beloof het, hy sou doen, sodat God op die regte tyd die verlossing van sy mense deur sy seun sou volbring. Daar kan ek net een storie vir julle vertel. Ek is lief vir stories. Dit is 'n storie wat die bekende prediker Charles Spurgeon vertel het. Hy stap op 'n dag daar in die strate van Londen en hy stap hom vas in 'n straatkind. Die kind dra so 'n geroeste voëlhokkie by hom en in die voëlhok is daar 'n klein mossie, voeltjie. Spurgeon begin met hom gesels en hy vra nou, wat is die storie van hierdie mossie? Wel, ek gaan 'n rukkie daarmee speel, oom. En as ek moeg is daarvoor, dink ek, gaan ek hom doodmaak. En laaste opmerking het die seun met so 'n bose glimlaggie gesê, en Spurgeon kon sien dat hy bedoel wat hy sê. En omdat hy die mossie jammer gekry het, vra hy vir die seun nou, vir hoeveel sal jy daai voeltjie aan my verkoop? Ag oom, jy wil nie hierdie voeltjie koop nie, dit is maar 'n doodgewone mossie. Maar toe hy nou sien dat hierdie oom nou ernstig is, toe begin hy onderhandel. Meneer, kan dit vir 2 pond by my koop? Nou 2 pond was in daardie tyd 'n buitensporige prys, en veral vir 'n klein voeltjie, onbenullige voeltjie wat maar net 'n paar sent werd is. Maar Spurgeon het die prys betaal en net daardie voeltjie vrygelaat. En die volgende oggend, Paasondag, toe staan dit die leë geroeste voëlhokkie langs hom op die kansel van die Metropolitan Tabernakel waar hy gepreek het. En hy begin sy preek. Hy sê, laat ek julle vertel van hierdie voëlhok, en hy vertel van die jong seun en hoe hy hierdie mossie teen 'n buitensporige prys gekoop het. Ek vertel vir julle hierdie storie omdat dit is presies wat Jesus vir ons gedoen het, sê hy. Jy sien, die bose genaamd sonde het ons in 'n hok toegesluit gehad en ons was nie in staat om te ontsnap nie. Toe kom Jesus na die bose toe en sê, wat gaan jy met die mense in hierdie hok doen? Hierdie mense het die bose met 'n grinslag geantwoord, ek gaan hulle leer om mekaar te haat, dan sal ek met hulle speel totdat ek moeg is vir hulle, en dan gaan ek hulle doodmaak. Hoeveel om hulle terug te koop, vra Jesus. En met 'n slinkse glimlag antwoord sonde, u wil nie hierdie mense hê nie, Jesus, glo my, hulle sal jou net haat en jou spoeg en jou vasspyker aan 'n kruis, sal jou trane kos, jou eie bloed, jou lewe. En toe sluit die prediker af, dit broers en susters is wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Hy het die buitensporige prys betaal, sodat ek en jy vry van die dood sal wees. En toe opgestaan, sodat ons nou en vir altyd vry uit die hok kan vlieg en nie kan gaan lewe. Dit alles het gebeur. Het regtig gebeur. Afgesien van ons gevoelens en ons mislukkings en ons twyfel, het God gedoen wat hy gesê het hy sou doen. God was in die werk en dit het gewerk. Sommige net so laaste stukkie taalles. Die tydvorm van hierdie werkwoord is die perfectum. En soos James Voels dit in sy grammatika boek verklaar, hy sê hierdie werkwoord beklemtoon die resultaat, die toestand wat volg na die voltooiing van 'n handeling. Met ander woorde, nie net iets objektief gebeur nie, maar hierdie gebeurtenis het 'n resultaat tot stand gebring wat steeds geld tot vandag toe. Jesus se opstanding uit die dood het God se nuwe skepping begin. En ek en jy word vanoggend genooi om dit te glo. Amen. Ja, Jesus, ons onthou dat U vir ons gesterf het, maar dat die graf U nie kon hou nie. Ons onthou hoe U stralend teruggegaan het na U Vader in die hemel. Ons glo dat U in heerlikheid na ons sal terugkeer.
En alhoewel ons U sê dat U hemelvaart nie met ons eie oë kan sien nie, weet ons dat U op 'n wonderlike wyse deur U Gees steeds by ons is. Dankie dat U vir ons in U woord die belofte nagelaat het, dat U al die dae met ons sal wees, totdat U terugkom. Dankie dat ons daarom aan U kan dink as ons getroue vriend, wat ons nooit sal verlaat nie, nooit in die steek sal laat nie, geduldig na ons vreugdes en vrese en twyfel sal luister. Here, kom maak dit 'n werklikheid in my lewe. As dit nodig is vanoggend, kom open die oë van my geloof. Leer my om na U te kom as ek bang en teleurgesteld en gefrustreerd is. Maar ook om te kom dankie sê wanneer geluk my oorrompel, hoop in my opvlam, of U vrede my salf. Here, hoe kan ek ooit behoorlik dankie sê, dat U nou reeds deur U Gees in my bly, dat ons eendag vir ewig by U sal woon. Ons loof U Vader, Seun en Heilige Gees, wat regeer as een drie-enige God, vir altyd en altyd. Amen. Die Lam van God wat die sondes van die wêreld weggeneem het, sal jou gebede verhoor. Sal aan jou alles skenk wat jy nodig het om te leef, lewenskrag, vreugde, hoop, goedheid, dit wat mense aan mekaar verbind om saam die pad te stap van die een wat ons lig is, Jesus Christus, vandag en tot aan die einde van die tyd. Aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, en hy is met ons al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. Amen. Amen.